my knees and pray. Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to a hope that won't fade. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world is their home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. There'll be no home. There'll be no change when Jesus comes. Today be the day. Come for the weak and the strong just the same, and God will believe in the power of His name. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world is wrong. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. One day you'll come and you'll stand face to face. Come and lay your down, 'cause it might be the day. The time is right now. There's no need to wait. No. Your past will be walked, but rivers of grace. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you
Here. Ja, ek sê vir welkom op hierdie hartseeroggend, donderdagoggend hier in die huis van die Here. Ek het nou hier so vlugtig teruggegaan om te dink, dis 'n paar dae terug wat ons ook hier by mekaar was. En ek het vir die skrif gegee, 1 Samuel 20 vers 3b. Die dood is slegs 'n tree agter ons. En ons sien vanmôre letterlik hoe daardie skrif 'n waarheid geword het in 'n oombliklike tyd in ons lewens en deur ons lewens. 'n Geliefde wat vir 'n tweede maal uit ons midde weggeruk is. En ons as mens het geen beheer daaroor nie. Ons het geen besluit daaroor nie. Baie keer wanneer so iets gebeur, dan sal mense vir my sê, pastoor, het ek maar dit of dat gedoen. Jy kan doen net wat jy wil, jy kan besluit wat jy wil, jy kan optree soos jy wil, jy kan handel soos jy wil, maar hierdie was in God se raadsplan gewees. En vanmôre kan julle as familie vir my reg sê, maar dis so onregverdig, so 'n dubbele dood van seer. Ons is nog nie eens herstel van die eerste seer nie. Daar's nog nie eens rowe op die eerste seer nie. En hier word ons weer blootgestel aan seer. Ek wil vanmôre vir julle sê, ek gaan weer eens alleen met jou begin en die familie, die vriende wat hier is. My enige simpatie met julle, van my kant af, van my kerkraad af en van hierdie gemeente af. Maar weet, dis 'n goddelike wil wat hier geskied. Ons gaan vandag nie verstaan nie. Die skrif sê vir ons in Korintiërs, ons verstaan ten dele. Dis soos 'n raaisel in 'n spieël waarna ons kyk. Maar eendag sal ons ten volle verstaan. Eendag sal ons die waarheid of die begrip hê hoekom dit so moes gebeur het. My vertroostende woorde aan julle vanmôre is, hulle het huis toe gekom. En om twee geliefdes wat soveel jare saam was en soveel mekaar omgegee het, te kan skei, was maar net 'n moeilike taak vir hulle beide. En ek glo dat hulle huweliksbelofte vervul het deur te sê, tot die dood ons skei. En die dood het dit nie reg gekry nie. En ek gaan dit vanmôre vir julle wys uit die skrif uit. So ek gaan vra dat julle net so sit en die oë gaan sluit. Ons Hemelse Vader, ons kom ook vanmôre weer eens na U troon toe. Ons buig laag voor U neer en ons erken dat U die God van hemel en aarde is. Vader, en ons weet vanmôre dat hierdie gebeurtenis wat hier plaasgevind het, nie die wil van 'n mens is nie, maar U goddelike wil. Ja, Here, ons verstaan nie nou nie. En soos ek net reg gesê, 'n dubbele dood van seer, so kort op mekaar. Maar U ken, U weet die volle waarheid. En ons weet, die woord gee vir ons 'n belofte dat daar eendag 'n uur gaan kom, dat U dit vir ons gaan bekend maak, dit vir ons gaan ontbloot, dat U dit vir ons duidelik gaan maak, en dat die hoekoms en die waar ons geantwoord sal word. Here, op hierdie stadium vra ons die vraag, op hierdie stadium is ons in onsekerheid, en verstaan ons nie, begryp ons nie, maar ons dank U dat ons 'n lewende God ken, 'n God wat hoor, 'n God wat antwoord. En daar gaan 'n tyd wees dat jy hierdie hoekoms en waar ons gehoor het, en dat U dit sal antwoord. En ons dank U daarvoor. Ek bid nou U seën af op hierdie diens. Ja, Here, dat U hier teenwoordig sal wees deur die Heilige Gees. Gees van God, U wat gestuur is as trooster. Soos ek ook by die vorige geleentheid gesê het, dat U die volmaakte werk sal verrig. Want hierdie is nie 'n seer vir 'n mediese behandeling nie. Hierdie is 'n seer in die hart van die mens. En net U as Gees kan daar werk. Net U as Gees kan daar genees. En kan U vrede en U kalmte en U heerskappy daar openbaar. Ons dank U daarvoor, ons loof U daarvoor. In die kosbare heilige naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefdes, ons vanmôre hier by mekaar in 'n liefdevolle herinnering afskeid te neem van T.N. Johannes van die kerk. Hierdie geliefde wat uit ons midde so vinnig weggeskeer is na die afsterwe van ouma Katrien 'n paar weke terug. Ek het werklik nadat nou my gevra is om hierdie diens waar te neem, het ek werklik voor die Here gaan sit en met die Here gepraat en vir die Here gesê, Here, gee vir my 'n woord, want ek verstaan self nie, Here.
Ek het nie self die begrip nie, ek het nie die antwoorde nie. Jy weet, ons sit met 'n hemelse Vader, wat in volmaaktheid geklee is, in sy geregtigheid en in sy goedheid en in sy guns. Maar ek dink wat ons baie keer vergeet as mens, dat hierdie hemelse Vader beskik oor twee wille. Ek en jy het ons menslike wil, en dis dit. Ons laat die wêreld en ander mense met hulle wil ons beïnvloed. Maar God het twee wille, 'n volmaakte wil en 'n toelaatbare wil. Wat was die volmaakbare, kom ek gee vir julle 'n voorbeeld van die volmaakbare wil van God. Wanneer God geskep het, en ons kyk na die natuur, het hy dit in volmaaktheid geskep. Dis hoe hy dit wou gehad het. Niemand kan dit verander nie. Niemand kan dit herdoen of oordoen of verander nie. Dis God se volmaakte wil. God se toelaatbare wil is wanneer daar byvoorbeeld 'n storm hier oor die Goudveld sal kom, of dit 'n hailstorm of 'n windstorm of wat dit al mag wees. Kan God dit keer? Ja, hy kan dit keer, maar hy laat dit doen. Die volmaakte wil van God in hierdie saak vanmôre uitgeneem. Dis sy wil. Geen mense wil nie. Die hartseer is, die toelaatbare wil is, dat dit in ons geliefdes is. En ongelukkig herhaal ek 1 Samuel 20 vers 3. Nie een van ons is gevry daarvan. Nie een van ons kan vanmôre hier uitstap en sê, die dood kan my nie vang of beïnvloed nie. Dis 'n realiteit vir ons vanmôre in hierdie gebou. Maar terwyl ek so met die Here gepraat het, sê ek, Here, maar wat se woord wil jy hê moet ek vir hierdie mense bring? En die Here praat duidelik deur sy Gees met my en sê vir hulle, herinner hulle aan my beloftes. Ek het eers van Martins die volgende teksvers gestuur, maar terwyl ek oor hierdie teksvers gepyns het en met die Here daaroor gepraat het, het die ander teksvers een na die ander my gedagtes opgekom en ek het dit verander. Die begrafnis, die teksvers vir die begrafnis het ek toe verander. Maar ek wil vanmôre begin met Matteus 5 vers 4. Matteus 5 vers 4 lees ons volg: Salig is die wat treur. Dit klink nie reg nie. Dit klink nie goed nie. Hoe kan ons salig wees? En as ons kyk na die woordjie salig, dan beteken dit gee eintlik goedkeuring. Dit beteken eintlik dis reg so. Dit beteken eintlik dit moet so wees. Salig is die wat treur. Hoe kan dit goed wees? Hoe kan dit reg wees dat ons vanmôre met hierdie hartseer sit? En soos ek sê, hierdie dubbele dood van hartseer in ons lewens. Here verstaan nie ons is mens nie. Here verstaan nie, dis seer nie. Here verstaan nie. Ons kan dit nie hanteer nie. Dis te veel vir ons. Dis te erg vir ons. En dan is daar 'n belofte opgesluit in hierdie teksvers. Hy sê, salig is die wat treur. Kom maar, hier kom die belofte. Want hulle sal. Dis dit mooi, want hulle sal. Nou ek wil vanmôre vir julle iets leer rondom God se woord. Wanneer daar na Jesus Christus of God of die Heilige Gees verwys word en die woordjie sal kom in 'n teksvers voor, dan is dit 'n belofte. Nergens gaan jy 'n teksvers kry wat duidelik vir jou sê en Jesus beloof nie. Nee. Dit gaan gewoonlik gepaard gaan met die woordjie sal. 'n Belofte. Want hulle sal vertroos word. Julle het seer vanmôre. Daar is pyn. En ons verstaan nie die hoekom, ons verstaan nie hoe die waarom. Maar ek laat vanmôre 'n woord van vertroosting by julle. Daar sal vertroosting wees. En nou gaan jy dalk vir my vra, pastoor, wanneer? Hoe lank? Dit kan ek jou nie antwoord nie. Daar jou antwoord lê nie by jou alleen. Pastoor, hoekom sê jy so? Maar net jy kan besluit. Gaan ek die Gees van God toelaat om sy werk in my lewe te doen? Hy wat gestuur is as trooster. Die baie mooi Griekse woord vir die woord trooster is parakletos. En as jy nou parakletos weer gaan terugvertaal Afrikaans toe, dan kom jy by 'n interessante woord uit wat sê, hy wil jou bedek, hy wil jou toemaak. Die Gees wil nie net
jou bedekking jou toemaak in jou vlees nie, maar hy wil jou hele wese bedekking toemaak. En hy wil sy werk in jou as mens doen. En deel van daai werk is om te troos. Ek het letterlik vir die Vader gesê, Vader, maar die eerste vertroosting het nog nie eens plaasgevind nie. En die tweede is daar. En onmiddellik het hierdie teksvers in 1 Korintiërs 10 vers 13, wat my skrifgedeelte is vanmôre, in my gedagtes opgeskiet. En as ons na hierdie skrifgedeelte lees, dan sien ons ook 'n belofte of twee wat hierin geskryf is vir my en vir jou. Hy sê, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie. Vir ons as mens is hierdie versoeking erg. Ons verstaan dit nie, ons begryp dit nie. Dit gaan nie lekker met ons af nie. Ons verstaan nie die goddelike wil hieraan nie. Die vraag is gevra, wat wil die universe, wat wil karma, wat wil, ek ken nie hierdie mense nie. Ek het nog nooit van hulle gelees in die Bybel nie. Al die ek ken is God. En God het twee wille. En sy goddelike wil het plaasgevind. Want dit wat hy gegee het hy geneem. Dis syne. Vir ons geleen. En dis 'n pragtige jong mens en ek wil vanmôre vir jou sê, eer en respekteer jou vader en jou moeder, sê die skrif. Sodat jy daarvan wen kan word. As jy 'n lang lewe wil hê, as jy oud wil word op hierdie aarde, doen wat die skrif sê. Want selfs jou ouers, jou geliefde, jou kinders, is nie vir jou gelewe. Ek is bevoorreg, ek het nooit my lewe gedink, dat dit so groot voorreg sal wees, dat dit so lekker sal wees, om 'n oupa te kan wees. Maar ek moet vir jy sê, so 'n paar dae terug, was ek in groot benoudheid, omdat hy so siek was. Wanneer ek en die Vader by mekaar kom, het ons saam gepraat, want ek het geweet, selfs hierdie pragtige kleinkind van my, Ethan, is net vir my. Hy is net aan sy ouers geleen. Hy is net vir hierdie wêreld geleen. Behoort nie aan ons nie. Maar dit wat vir ons geleen is, moet ons oppas. Moet vir ons kosbaar wees. Moet ons vertroetel. Moet ons beskerm. Moet ons ontvou. Moet ons verheerlik. Beteken dit daar's geen kwade gevoelens nie, beteken nie daar's stryd nie, beteken nie daar's twis nie, nee, dis nie wat dit beteken nie. Dit beteken, ons moet mekaar waardeer, veel meer. Jy weet, dat is een van die grootste hartseer in die lewe, en ek wat in die bediening staan, sien dit so baie keer, dat familie kom by mekaar op twee gebeurtenis, in die dae waarin ons leef. Of 'n troue, of 'n begrafnis. Die gejaagdheid van die tyd. Dit wat die tyd van ons vereis. Ons leef in 'n moderne wêreld van produktiwiteit. Want hoe meer ons moet doen, hoe meer kan ons ontvang. Maar hoe minder tyd het ons vir ons geliefdes. Bring ons tyd met mekaar deur. Kom ons in mekaar se teenwoordigheid. Gesels ons met mekaar. Ironies, dat die oudste en bekendste mensdom wat in die woord van God opgeskryf is, lees jy van jou Grieke in Griekeland. Die vraag word gevra, hoekom word die Grieke so oud? Die antwoord lê in 3 dinge opgeskryf. Nommer 1, hulle gesondheid wat hulle geniet met hulle eetes. Natuurlike middels. Nie preserveermiddels nie. Hulle eet gesonder. Nommer 2, niks jaag 'n Griek rond. Hy vat sy tyd. Nommer 3, hulle maak tyd vir familie. Ek wil vir jou aanmoedig. Ek wil julle bemoedig.
vinnig het ons gesien, is 2 geliefdes uit ons midde weggeruik. En ons is aangegryp deur menslike versoeke van waar ons en hoe ons. Geen versoeking het jou aangegryp behalwe 'n menslike nie, dan sal dit kom. Maar God is getrou. Al is dit 'n menslike versoeking wat op ons pad gekom het, God bly getrou. Die vraag gekom is God aan ons getrou, want hy is lief vir jou. Johannes 3 vers 16 woorde waarheid. Maar so lief het God jou gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het om vir jou te sterf aan die kruis op Golgotha. Hy sê wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Hoor hierdie belofte. Wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte. Dan jy erken jou maar die beste van die familie. Eens 13, die ander geliefdes. Die vraag het opgekom, hoe gaan ons hier deurkom? Hoe gaan ons dit maak? Hoe gaan ons hierdie seer verwerk? Hoe gaan ons oorwinning daarvan kry? God vertrou jou. Glo in jou. Hy weet, dat hy weet, julle sal nie deurkom. Julle sal dit kan oorwin. Maar God is getrou. Sy getrouheid lê daarin dat hy alreeds aan ons die Heilige Gees gegee het, om ons parakletos in ons lewens te kom werk en te vertroos. Die verantwoordelikheid lê by my en jou, om hom toe te laat, om dit te doen. Ek wil julle aanmoedig, praat met God, vra julle vrae vir God. God laat selfs toe, en ons sien dit by verskeie gebeurtenisse in die woord van God. Ons sien dit met Jakob, ons sien dit met Job, en so kan ek verskeie groot manne in die Bybel aanhaal, wat selfs met God gestoei oor 'n antwoord. Met ander woorde, jy gaan nie fisies met hom stoei nie, maar gaan in beklei met hom. Dit klink nie reg nie, dit klink nie aanvaarbaar nie. God wil hê, jy moet hom vertrou. God wil hê, jy moet in hom glo, want hy glo in jou. En daarom sê hy, wat nie sal toelaat, dat julle bo julle kragte versoek word. Hy weet julle gaan dit hanteer. Hy weet julle gaan deur hierdie dubbele seer kan gaan. Hy weet julle gaan die oorwinning kry. Hy weet daar gaan 'n uur aanbreek, wat julle gaan terugkyk na 2025 en by julleself dink, het ons daardie, hoe het ons daardeur gekom? Hoe het ons dit gemaak? Hoe het ons as oorwinnaars daar uitgestap? En kom ek gaan vir julle die antwoord gee, hoe julle dit sal maak. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee. Geen versoeking het julle aangegryp, behalwe menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Luister weer eens na 'n tweede belofte vanmôre, maar hy sal. Inteendeel, hy het reeds dit gedoen. Deur die kruisdood van sy seun, het hy reeds vir ons die belofte gegee. Het ek en u as wedergebore bloedgewaste kinders van God, het ons die reg en aanspraak op hierdie beloftes te maak, om hulle op te eis. Om vir hom te kan sê, Vader, is seer. Vader, ek weet nie of ek kan deurgaan nie. Vader, maar u gee vir my die belofte, dat u sal my vertroos deur die Heilige Gees. Matteus sê dit duidelik vir ons. En u sê vir ons in Korintiërs deur Paulus, dat u saam in die versoeking ook die uitkoms sal gee. U sal vir my die oorwinning gee. U sien geliefdes, die grootste fout wat ons baie maak as mens, ons wil 'n monoloog vorm met God. God moet sit en luister, en ons wil praat. Met God moet jy 'n dialoog verhouding hê. Jy praat, hy praat. En kom ek sê vanmôre vir julle. Hy het vanmôre hierdie familie in 'n dubbele mate van toestand gebring. Want hy praat vanmôre met julle. Hy praat vanmôre met julle.
Maar selfs die afsterwe van hierdie geliefdes. Ek het by die vorige boodskap van Ouma Katrien het ek dit ook gesê, moenie laat dit net 'n statistiek word. Moenie laat dat daar eendag net iewers in 'n Bybel 'n begrafnisbriefie lê nie. Nee. Hy kom vanmôre en hy praat met jou. Hy kom vanmôre en hy sê vir jou, selfs deur die hartseer, praat met hom, sê vir hom, herinner hom. Inteendeel, as jy verder gaan lees in die woord van die Here, gaan jy lees hier in Korintiërs 2 Korintiërs se kant toe, gaan jy lees, dan sê hy, herinner my voortdurend aan my beloftes. God wil hê jy moet daaraan herinner. As jy terug gaan na die Ou Testament, dan sê hy, jy moet wees soos 'n wag wat uitgeplaas is op 'n muur, om voortdurend wag te hou oor my beloftes. Jy moet my voortdurend herinner. Hy sê, jy moet voortdurend met smekinge en gebed aan te kom. Jy wat 'n ouer is, jy ken die terminologie smeking. Asseblief ma, kan ons ma, mag ons ma, God sê vanmôre, herinner my voortdurend aan my beloftes. Hy sal dit doen. Pastoor, hoekom is jy so seker? Want die antwoord lê my in Romeine 8, vers 18. Want ek reken die lyding van die teenwoordige tyd nie opgeweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word. Luister mooi wat sê. Want ek reken die lyding wat jy nou beleef, die seer wat jy nou beleef, die hartseer wat jy nou beleef, die hoekoms en die waaroms wat jy nou beleef, die begrip wat jy nie nou het nie. Nou, in hierdie teenwoordige tyd. Opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word. Daar gaan 'n openbaring kom van hierdie gebeurtenis. My God is nie 'n God van doelloosheid nie. My God is God van beplanning, van doelgerigtheid. Inteendeel, as jy daar in die boek van Konings, 2 Konings gaan lees, dan sê hy, jy moet wees soos 'n pyl wat afgeskiet is, wat sekuur die doel bereik. Hy weet waartoe hy op pad is. Hy weet wat hy wil bereik. Hy weet wat hy wil doen in jou, deur jou, met jou. Dalk is daar 'n tyd wat aangebreek het. Dat jy iemand moet vertroos. Dat jy iemand deur hierdie tyd moet help. Dat jy vir iemand 'n vertroosting moet wees. En wanneer dit plaasvind, wanneer ons diensbaar begin word in sy koninkryk, dan word God se heerlikheid geopenbaar. Jesus self gee vir ons die voorbeeld. Koningskind, maar tog diensknegt. Hy was die voete van sy disippels. Hy's 'n koningskind. Hy's 'n erfgenaam van 'n hemelse koninkryk. Maar hy word diensbaar. En in sy diensbaarheid word die liefde van die Vader in my en jou geopenbaar. God sal die uitkoms gee. Want hy wil die openbaring daarvan bekend maak. En ongelukkig gaan hierdie openbaring nie plaasvind deur die persone buiten hulle wat vanmôre hier is nie. Buiten die geliefdes wat hierdie dubbele maat van seer beleef en ervaar nie. Hy het julle uitverkies. Want soos ek reeds gesê het, hy vertrou julle. Hy glo in julle. Hy weet, julle sal oor die krag beskik om deur hierdie omstandighede te gaan. Nou wil ek afsluit met 1 Korintiërs 15 vers 54. Hy sê, wanneer hierdie verganklike met die onverganklike bekleed is en hierdie sterflike met die onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Wanneer julle sal toelaat dat God vir julle die uitkomste gee en die vertroosting gee deur sy Heilige Gees, dan kom hierdie teksvers van Paulus tot vervulling in jou lewe. Hierdie verganklike, want ons is almal verganklik.
En iewers gaan die verganklike met die onverganklike bekleed word. Maria, Jesus se moeder, en Maria Magdalena, haar niggie, en baie van die vroue kom by die graf van Jesus. En hulle sien 'n man daar staan, en hulle vra vir hom onder die indruk, dis die tuinier wat daar staan. Meester, wat het julle met hom gedoen? Waar is sy liggaam? Hulle herken nie die verheerliking. Want die Jesus wat gekruisig was, wat opgestaan het uit die dood uit, is die Jesus wat daar staan. Hoe kan Maria haar eie seun ken? Hoe kan sy nie weet, dis haar seun wat hier voor haar staan? Want jy sien, hy het opgestaan in 'n verheerlikte liggaam. Met ander woorde, in plain Afrikaans, hy was beter af gewees as die teenwoordige. Mamma en papa is beter af om gekleed te word met die onverganklike as met die verganklike. Ons het vanmôre na ons oop graf gestaan. Ons het 'n geliefde in die skoot van hierdie aarde weggelê. Verganklik. Die skrif leer dit vir ons. Van stof is jy gemaak. Tot stof sal jy terugkeer. Maar wanneer daai onverganklike in die teenwoordigheid van 'n lewende God gaan wees, dan word hy onverganklik. Dan word dit wat gesterf het, onsterflik. Dan word dit verval, soos die woord vir ons leer. Die dood is verslind in die oorwinning. Moenie laat die dood hou vas op jou kruin. Hy is reeds oorwin. En dit het Jesus Christus ons moontlik gemaak aan die kruis van Golgotha. Met sy afsterwe, toe hy deur die doderyk opgegaan het. En toe hy by Satan die sleuring van die doderyk afgevat het. En vir Satan gesê, jy gaan nie meer 'n hou vas hê. Jy het geen besitsreg meer nie. Jy het geen eiendomsreg meer nie. Dit behoort aan my Vader. En my Katrein, oupa Teens, behoort teen die dood. Behoort aan 'n lewende God. Die verganklike het oorgegaan in die onverganklike. Hy sê, die dood is verslind in die oorwinning. Ek en jy begeer nog om in die oorwinning te kom. Ons moet nog. Hulle is reeds daar. Maar in die teenwoordigheid, God se plan vir my en vir jou nou, huidiglik, dat ons die seer kan verwerk. En hy gee ons die beloftes. Hy sal dit vir ons doen, deur die Heilige Gees. Mag die Here julle seën met die skrif wat uitgegaan het vanmôre. Ons gaan na 'n slideshow kyk, waarna ons daarna die bedankings sal doen. Baie dankie. There were so many things I wanted to ask you before you went. Daddy, I never even had the time to learn to know you as my friend. Daddy, it's all those lonely nights I cried myself to sleep. That's when I prayed to God, but to bring my daddy home. Sometimes life treated us so badly without you, Daddy, to dry the tears. But Mama was there to ease away all the pain and all the fears.
there no words to tell, or even just to wish you well? Mama said you won't be back to stay, so I got down on my knees and prayed, and asked the Lord above to bring my daddy home. Daddy, I really hope you found the peace that you were always searching for. Daddy, I know you'll be waiting there for me at heaven's door. Daddy, I'll be keeping all the memories so safe here in my heart. Now I ask the Lord above to take my daddy home. Why did you leave so soon? Did you fly on a golden moon? And was there no words to tell, or even just to wish you well? Now I know you won't be back to stay, so I get down on my knees and pray, and ask the Lord above to take my daddy home. Now I ask the Lord above to take his angel home. Prys die Here en vra dat U ons na vore kom om ons bedanking te doen. Baie dankie. Wil U ons net rustig gee en sê baie dankie dat U vir ons taal ons gedoen het. Met my ma en my my pa vandag, baie dankie ons wat weet. Dus ons baie dankie vir alles. Hoe hy sy opgemaak het, ons steen, weet nie na paal gekyk het die laaste tyd. Baie dankie dat jy is ons ver gekom het. En die en altaar, maar die baie dankie vir julle, Roland, jy en jou span, weer eens alles daai mooi, baie professioneel vir ons gedoen, baie dankie daarvoor. Ek stel dankie vir die sluit jy en die goed om te gaan. En dat ek net vir julle dankie sê vir die beste ouens wat ons ooit gee. Ons gaan luister na Jealous of the Angels. Didn't know today would be our last, that I'd have to say
around the throne tonight. Love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small. You were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Geliefdes, jy sal sien dat daar in die begrafenisbrief verskillende briewe geskryf is, deur geliefdes. Ek glo dit sal gepas wees as u op daai besondere stilte tyd in jou lewe dit self deurlees en herinner sal word aan die mooi van wat was, maar terselfdertyd aan die heerlikheid van dit wat volmaak is, die onverganklike in die toekomstige tyd. Ons het so dan aan die einde van hierdie diens gekom. Ek gaan vra dat u gaan staan, waarna gaan afsluit met gebed. Ons Hemelse Vader, ons dankie vir u genade en goedheid. Here, dankie dat ons weet vanmôre, u vat nie net en los ons alleen nie. Die woord is 'n waarheid. U sê vir ons, ek sal julle nooit wees en alleen agterlaat nie. Maak nie saak die omstandighede en die gebeurtenisse nie. Dankie dat ons weet, u is môre hier, om u volmaakte troostwerk in ons lewens en deur ons lewens te doen. Dankie dat ons môre weet, u glo en vertrou in ons, om deur hierdie seer te kan werk en die oorwinning te kry en daarna mag begeer om eendag in die onverganklike in te kan beweeg. Here, ek bid dat u hierdie geliefdes styf sal vashou. Heilige Gees, dat nie net u dynamiskrag van hom nie in ag nie, maar ook die liefde van u vuur sal saambind in 'n eenheid. En dat hulle vertroosting sal vind, nie net in die woord en in die parakletos nie,
maar ook by mekaar. Dat hulle mekaar sal bou en sal stig, sal optel, sal motiveer, sal ondersteun. Ons dank U vir die genade, die goedheid en die liefde in en deur ons lewens. Amen. Amen. Ek gaan by hierdie dit oorgee aan Roan. Baie dankie Roan. Bring ons dan tot die einde van ons gerigte. Ek gaan vra ons gaan geleentheid gun vir die familie om vir ons eers die kerk te verlaat. Daarna kan jy ons net volg asseblief.